Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat sukkel om weer jouself te wees na 'n moeilike seisoen, 'n moeilike tyd. Jy weet daardie seisoene in 'n mens se lewe wat net by jou verbygaan nie. Dit raak aan jou hart, dit raak aan jou gedagtes, dit raak aan hoe jy mense vertrou, hoe jy bid, hoe jy lag, hoe jy droom en selfs hoe jy na jouself kyk. En soms wanneer die storm uiteindelik begin bedaar, dink mense jy behoort nou net weer aan te gaan. Hulle dink omdat jy glimlag, is jy reg. Omdat jy opstaan is alles verby. Omdat jy weer praat, beteken dit jy is weer jouself. Maar binne-in voel jy dalk nog anders. Jy voel miskien soos iemand wat probeer terugkom na 'n weergawe van jouself wat jy nie meer mooi herken nie. Jy probeer weer lag soos voorheen, maar dit kom nie so maklik nie. Jy probeer weer hoop, maar jou hart is versigtig. Jy probeer weer normaal wees, maar iets binne in jou voel nog ongelooflik moeg. En vanaand wil ek vir jou sê, moenie so hard op jouself wees nie. Party seisoene vat tyd om deur te werk. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy mens is. Die Here verwag nie van jou om voor te gee, jy is heel, wanneer hy weet daar is nog plekke in jou wat stikkend is nie. In Psalm 23 sê Dawid, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En ek hou so baie van dit wat Dawid sê, want hy sê nie, ek gee myself nuwe krag nie, hy sê, God gee my nuwe krag. Dit beteken dat daar is tye waar jy nie krag het om jouself weer op te tel nie. Daar's tye wat jy nie weet hoe om weer soos jouself te voel nie. En dan kom die Here nie met druk nie. Hy kom in liefde en hy kom herstel. Hy gee vir ons nuwe krag. Nie alles op een slag, soms net 'n bietjie vir bietjie, een rustige aand, een gebed, een traan, een oomblik waar jy weer kan asemhaal, een dag waar jy besef, ek is nog hier en God is nog met my. Miskien het die moeilike seisoen jou sagter gemaak. Miskien het dit jou stiller gemaak. Miskien het dit jou geleer om nie meer alles te sê wat jy voel nie. Miskien het jy jou vertroue verloor, of jou vrymoedigheid, of jou vreugde. Maar luister mooi, die Here het jou nie verloor in hierdie seisoen nie. Hy weet presies waar jy is. Hy weet wat jou verander het. Hy weet wat jy moes dra toe niemand verstaan het nie, toe niemand dit gesien het nie, en hy weet hoe om jou weer terug te bring. Nie terug na wie jy was voor die pyn nie, maar vorentoe na wie jy word in sy hande. Want soms is herstel nie dat alles weer word soos wat dit was nie. Soms is herstel dat God jou help om weer te leef, maar met dieper vrede, 'n sagter hart, meer wysheid, minder behoefte om almal tevrede te stel en met 'n sterker wete dat jy nie weer alleen deur alles hoef te gaan nie. In Jesaja 43 sê die Here, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Vanaand, wanneer jy voel, jy weet nie meer mooi wie jy is nie, wil ek hê, jy moet hierdie woorde hoor. God sê, jy is myne. Voor die moeilike seisoen was jy syne, in die middel van die seisoen was jy syne, en nou, terwyl jy nog probeer herstel, is jy steeds syne. Jou identiteit lê nie in wat met jou gebeur het nie. Dit lê nie in wie of wat jou teleurgestel het nie. Dit lê nie in die seisoen wat jou moeg gemaak het, wat jou gebreek het nie. Jou identiteit lê in die Here wat jou ken, wat jou liefhet
en wat jou stadig maar seker weer oprig. So vanaand hoef jy nie alles uit te sorteer nie. Jy hoef nie te besluit presies wie jy nou is nie, of waarheen jy op pad is nie, en hoe alles gaan werk nie. Vanaand kan jy net sag word voor die Here en sê, Here, ek is nog besig om te herstel. Help my om weer myself te wees, maar in u vrede, met u krag en u hand oor my lewe. En weet jy wat? Dit is genoeg. God werk nie net in groot oomblik nie. Hy werk ook in stil herstel. Hy werk in die aande waar jy niks meer het om te gee nie. Hy werk wanneer jy net lê en dink. Hy werk wanneer jy moeg is vir sterk wees. Hy werk wanneer jy nie meer woorde het nie. Wanneer jy nie eers meer kan bid oor daai saak nie. Die Heilige Gees is nie haastig met jou nie. Hy kom naby, hy troos, hy herinner jou aan die waarheid. Hy help jou om weer op te staan, sonder om jou te druk om iemand te wees wat jy nog nie gereed is om te wees nie. Have grace with yourself vanaand. Wees jouself genadig. Jy mag stadig herstel. Jy mag weer leer lag. Jy mag weer leer vertrou. Jy mag weer leer om te droom. Jy mag weer 'n gelukkige lewe hê. Jy mag ook erken dat jy nie meer dieselfde is nie. En dit beteken nie jy is gebreek nie. Dit beteken God is besig om jou op 'n dieper manier heel te maak. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon wat sukkel om weer hulle self te wees na 'n moeilike seisoen. Ek bid vir elkeen van hulle en ek bring hulle voor u voete vanaand. Here, u weet wat hulle deurgegaan het. U weet wat hulle stil dra. U weet wat hulle moeg maak. U weet waar hulle hart versigtig geraak het en u weet waar hulle nie meer voel soos voorheen nie. Ek bid dat u hulle vanaand sag sal toevou. Laat hulle nie hulle self veroordeel omdat herstel tyd vat nie. Laat hulle nie voel hulle moet voorgee nie. Help elke persoon om te verstaan dat u naby is, selfs in hierdie proses. Papa Vader, gee hulle nuwe krag, herstel hulle vrede, maak hulle gedagtes rustig en bring kalmte in hulle emosies. Wees daar saam met elkeen van hulle, waar die moeilike seisoen hulle vreugde, vertroue of vrymoedigheid gesteel het, vra ek dat u dit stadig maar seker weer sal heel maak. Jesus herinner hulle vanaand dat hulle identiteit nog veilig is in u. Hulle behoort aan u. Hulle is nie wat met hulle gebeur het nie. Hulle is u kinders, geliefd, gesien en vasgehou. Heilige Gees, bring troos in die stil plekke van hulle hart. Help hulle om weer asem te haal, weer hoop te hê en weer te glo dat daar lewe is na hierdie seisoen. Ek bid vir vrede oor hulle huis, oor hulle gedagtes, oor hulle hart en oor hulle slaap. Mag hulle rus met die wete dat u nie klaar is met hulle nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Mag die Here jou help om jouself weer met sagtheid te ontmoet, sonder druk en sonder skuld. Mag jy onthou, God herstel nie net wat gebreek is nie. Hy bring ook nuwe lewe waar jy gedink het, niks is meer oor nie. Geseënde aand. Shalom.